Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. 'n helder en heilige lig, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Filippense hoofstuk 2 vers 15. Die missie van die huis strek verder as sy eie lede. Die Christelike huis moet 'n les wees wat die uitnemendheid van die ware lewensbeginsels illustreer. Veel kragtiger as enige preek wat gepreek kan word, is die invloed van 'n ware huis op menslike harte en lewens. Soos die jeug so 'n huis verlaat, word die lesse wat hulle geleer het, oorgedra. Edeler lewensbeginsels word in ander huishoudings bekendgestel en 'n opbouende invloed werk in die gemeenskap. Uit elke Christelike huis moet 'n heilige lig skyn. Liefde moet in aksie geopenbaar word. Dit moet in alle huisgemeenskap uitvloei en homself toon in bedagsame vriendelikheid, in sagte, onselfsugtige hoflikheid. Daar is huise waar hierdie beginsel uitgevoer word, huise waar God aanbid word en die ware liefde heers. Uit hierdie huise styg oggend en aandgebed op na God as soet wierook, en sy genade en seëninge daal neer op die smekelinge soos die oggenddou. Almal kan sien dat daar 'n invloed in die gesin aan die werk is wat die kinders raak, en dat die God van Abraham met hulle is. As die huise van verklaarde Christene 'n regte godsdienstige vorm gehad het, sou hulle 'n magtige invloed ten goeie uitoefen. Hulle sou inderdaad die lig van die wêreld wees. Hy wat die Christendom in die huis uitleef, sal oral 'n helder en skynende lig wees. 'n Lamp, hoe klein ook al, as dit bestendig brand, kan die middel wees om baie ander lampe aan te steek. Ons invloedsfeer mag nou lyk, tog is wonderlike moontlikhede onsin deur 'n getroue gebruik van die geleenthede van ons eie huise. As ons harte en huise oopmaak vir die goddelike beginsels van die lewe, sal ons kanale word vir strome van lewengewende krag. Uit ons huise sal strome van genesing vloei, wat lewe, skoonheid en vrugbaarheid bring, waar daar nou onvrugbaarheid en gebrek is.